Goeiedag geliefdes, ons luister na Numeri hoofstuk 20 en ons lees Numeri 20 verse 1 tot 13 en dan ook verse 24 tot 26. Eers verse 1 tot 13. Die Israeliete, die hele volksvergadering, het in die eerste maand in die Sin-woestyn aangekom. Die volk het in Kades gebly. Mirjam het daar gesterf en sy is daar begrawe. Toe daar nie meer water vir die volksvergadering was nie, het hulle teen Moses en Aaron saamgespan. Die volk het Moses verwyd. Hulle het gesê: "Ag, as ons maar omgekom het toe ons volksgenote voor die Here omgekom het. Waarom het julle die geloofsgemeenskap van die Here na hierdie woestyn gebring? Was dit sodat ons en ons vee hier moet sterf? Ja, waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons na hierdie slegte plek toe te bring? Dit is nie 'n plek geskik vir saai of vyebome of wingerde of granate nie. Hier is nie eers water om te drink nie." Moses en Aaron het van die byeenkoms af weggegaan na die ingang van die tent van ontmoeting. Hulle het op hulle gesigte neergeval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Die Here het met Moses gepraat en gesê: "Neem die staf en maak die volksvergadering bymekaar, jy en jou broer Aaron. Dan moet julle voor hulle oë met die rots praat. Die rots sal sy water gee. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom en die volksvergadering en hulle vee laat drink." Moses het die staf uit die teenwoordigheid van die Here geneem, soos hy hom beveel het. Toe het Moses en Aaron die geloofsgemeenskap voor die rots bymekaar laat kom en vir hulle gesê: "Luister nou, opstandiges, moet ons uit hierdie rots vir julle water laat kom?" Moses het sy hand gelig en die rots 2 keer met sy staf geslaan. Toe kom daar baie water uit, sodat die volksvergadering en hulle vee kon drink. Maar die Here het vir Moses en Aaron gesê: "Omdat julle nie vertroue in my gestel het om my heiligheid voor die oë van die Israeliete te erken nie, daarom sal julle hierdie geloofsgemeenskap nie in die land inneem wat ek vir hulle gegee het nie." Dit was die water van Meriba, waar die Israeliete die Here verwyd het, en hy homself toe as heilig aan hulle bekend gemaak het. En dan lees ons ook verse 24 tot 26. Aaron gaan met sy mense verenig word, want hy mag nie in die land ingaan wat ek aan die Israeliete gegee het nie, omdat julle teen my bevel in opstand was by die water van Meriba. Neem Aaron en sy seun Eleazar en laat hulle die berg Hor uitklim. Trek Aaron se klere uit en trek dit vir Eleazar, sy seun, aan. Aaron sal met sy mense verenig word en daar sterf. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die tydperk waarvan ons vandag gelees het, was in menslike terme nie 'n goeie tyd vir Moses nie. Eers is sy suster oorlede. Hy en Mirjam het nie altyd saamgestem nie, maar dit was sy suster. Sy het vir Moses opgepas en gered as baba. Sy het daagliks saam met hom die Here gedien en die volk gelei. Sy was 'n belangrike vrou in Israel en nou is sy oorlede. Daarna kom die volk weer in opstand. Na 40 jaar in die woestyn lyk dit asof hulle nog niks geleer het nie. Hulle kerm en kla en beskuldig Moses. Moses raadpleeg die Here oor hierdie probleem, maar in sy woede en ongeduld met die volk gehoorsaam hy nie die Here nie. In plaas daarvan om met die rots te praat vir water, slaan hy die rots. In plaas daarvan om die Here te prys vir die water, sê hy: "Moet ons uit hierdie rots vir julle water laat kom?" Daarom straf die Here hom. Moses sal ook nie in die beloofde land intrek nie. Na jare se gehoorsaamheid en swaar kry in die woestyn, mag Moses nie in Kanaan gaan woon nie. Maar Moses moet eers aangaan met die werk wat die Here vir hom gegee het. Daarom onderhandel hy met die Edomiete, sodat Israel deur Edom kan trek om by hulle eindbestemming te kom. Maar Edom weier en Israel sal met 'n langer pad moet trek. Mense sê soms, ongelukke kom in drieë. Hierdie hoofstuk is 'n duidelike bewys dat dit bygeloof is. Want 'n 4de hartseer gebeurtenis volg.
En soos die ander hartseer gebeure waarvan ons gelees het, is hierdie ook onder God se beheer. God bepaal wat wanneer gebeur. God het bepaal dat Aaron ook sal sterf voordat hulle die beloofde land intrek. En dit is nou die tyd dat dit moet gebeur. Die Here neem Moses, Aaron en Eleazar na die berg Hor. Daar word Eleazar die nuwe hoëpriester in die plek van sy vader en Aaron sterf. Tog is daar in al hierdie verhale van hartseer en swaar kry ook 'n boodskap van redding en hoop. God gee steeds vir die volk water uit die rots, ten spyte van Moses se ongehoorsaamheid. In die Nuwe Testament lees ons dat die water uit die rots vooruitwys na Christus. Hy is die een wat sy volk red en aan hulle lewe gee. Jesus sê ook dat hy vir ons die lewende water kan gee, wat sal sorg dat ons nooit weer dors word nie. En ook, as iemand dors het, laat hy na my toe kom, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê. Dit is Johannes 7 verse 37 tot 39. Met ander woorde, Jesus gee vir gelowiges lewe. Wanneer ons in hom glo, gee hy aan ons die geestelike water wat ons ewig laat lewe. En hy gee aan ons die Heilige Gees, sodat sy woorde van redding ook deur ons kan vloei na ander. Die ander teken van hoop wat ons in hierdie gedeelte lees, is die beskrywing van Aaron se afsterwe. Dit word so beskryf: Aaron sal met sy mense verenig word. In die Ou Testament word hierdie woorde gereeld gebruik wanneer 'n gelowige sterf. Dit beteken dat hierdie persoon ook sal gaan na die plek waar sy voorvaders is. Dit leer ons dat daar beslis lewe na die dood is. Aaron gaan na Abraham, Isak en Jakob. Dit is net moontlik omdat hierdie mense nog steeds lewe. En waar lewe hulle? Hulle is by die Here. Aaron het nie in Kanaan ingetrek nie, maar hy het wel die volmaakte beloofde land bereik. Hy het gegaan woon in die ewige beloofde land by die Here. Nie Miriam, Aaron of Moses was uit hulle eie goed genoeg om Kanaan te verdien nie. Hulle was nie goed genoeg om gered te word nie, maar hulle is gered, want God is ons genadig. Hy stuur die Here Jesus Christus om vir ons geslaan te word en te sterf, sodat ons lewende water kan ontvang. Hierdie lewende water maak dit vir ons moontlik om die belofte van die ewige woonplek te kan kry. Daarom het ons hoop en vreugde, selfs wanneer ons planne nie uitwerk nie, selfs wanneer ons geliefdes sterf, en selfs wanneer ons sondig en aan die Here ongehoorsaam is. Bely jou sondes en hou vas aan die geloof in die redding wat deur Jesus Christus moontlik is. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons kan in teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar wees, want ons weet U is in beheer van alles wat gebeur, en U bly vir ons sorg. Al kan ons nie verstaan hoekom dinge gebeur nie. Ons sê vir U dankie vir U genade. Ons weet ons verdien nie U sorg en vergifnis nie, maar tog gee U dit aan ons. En dankie vir die hoop wat ons het. Ons doen voorbidding vir ons vragmotorbestuurders. U gebruik hulle om voedsel en belangrike goedere vir ons aan te ry. Ons vra dat U ook hulle werk sal seën en dat U hulle sal bewaar op die pad. Ons bid vir vrede in die wêreld waar ons woon. Ons vra dat U vrede sal gee in die Oekraïne en ook in Iran en die lande rondom hulle. Ons vra dat U ook aan wêreldleiers wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.